Goeiemôre almal. Ok, ek het nou 'n hele lys hierso, so ek dink die kerk gaan so 10 minute langer wees vandag. Ok, ons sê welkom aan almal vanoggend, ook aan die Pietpot gemeente wat hier is. Welkom vir julle. Ons wil ook welkom sê aan Dominee Pieter Lourens van Naboom de Oog. Welkom hier Domie. Ek dink ek is die enigste een wat jou nie ken vanoggend hier nie. Almal ken jou hierso. So yes. Kan julle nou hoor? Ek is net bang as ek so praat, dan maak hy allerhande ander geluide. So as hy so klap, nee, dit is net om julle wakker te maak vanoggend. Ok, so het julle gehoor van Dominee Pieter Lourens? As hy, gaat ek aan. Ons wil ook welkom sê aan intrekkers en besoekers as jy is vanmôre, baie welkom aan julle. Die deurkollekte gaan vandag vir Bybelverspreiding. Dominee Jacques met verlof tot 19 Julie, maar as daar enige nood is, kan jy die kerkkantoor skakel. Môre vleis. Die jeuggolfdag is 25 Julie, so dit is 'n belangrike datum om te notuleer. En dan die volgende dag, die Sondag, is dan onbeskaamd tree op. Dit is nog net nie seker waar nie, maar ek sal seker maak ons sit dit op die groep. Die ander belangrike datum is 29 Augustus, dis wanneer die kerkbazaar is, so boek hom so lank uit. En dan die Survivor kan begin môre vir graad 8 tot 10, en ons wil ook vra dat almal sal saam bid, dat dit 'n sukses sal wees. En dan vanoggend is die kerkkantoor gesluit. So baie dankie julle. Dankie Dominee. Baie dankie Alwyn. En baie dankie dat ek die voorreg het om vanmôre saam met julle te wees en op my beskeie manier die woord van die Here aan julle te bedien. Ons gaan so vir 'n paar oomblikke net stil word, ons kan maar net die oë toemaak en dan sal ek begin met die diens. Here, ons word stil by die waters van rus wat U vir ons gee. U gee dit deur ons Here Jesus Christus wat, soos ons binnekort gaan hoor, die herder van ons lewe is. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle, vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons gaan ek moes nou eintlik die 2 liedere laat sing het voordat ons begin het. Dis nou my fout. As jy kan dit maar net kan skiep asseblief hoor. Dan sing ons genade onbeskryflik groot. En ons gaan staan as ons dit sing.
as julle kom maar sit. Ons skriflesing is Psalm 23, die baie bekende Psalm in die Bybel. En die meeste van julle ken dit seker van buite, ken dit uit julle kop uit. En dit is goed dat dit so is. Maar voordat ons dit lees, gaan ons net eers saam bid. Kom ons buig ons hoof en ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons is vandag hier by mekaar met die versigtiging in ons harte, dat U ons asseblief sal ontmoet en dat U ons sal versterk. Dit wat U vir ons wil gee uit U woord, wil ons in ons harte bære. Ons wil dit aangryp en ons wil toelaat dat U ons daardeur verander. Vertroos hulle wat U troos nodig het, met U kragtige hand wat soms ook so sag op stikkende mense kan rus. Geef vir ons moed en hoop deur die lees van hierdie Psalm. Inspireer ons daardeur om met groter toewyding aan U te lewe en om makliker gehoorsaam te raak aan die manier waarop U ons lei deur die lewe en aan die manier waarop U ons ook wil vorm, sodat ons op die pad sal loop wat U vir ons wys. Ons bid dit alleen in die naam van Jesus Christus, ons herder koning. Amen. Ek lees uit die ou vertaling, 53 vertaling. En die rede daarvoor is omdat ek het persoonlik ken, volgens daardie vertaling. Psalm 23, en ek gaan ook verwys later in die preek na Johannes 10. Ek gaan dit nie lees nie, maar ek gaan dit verbatim aanhaal wanneer ons daarby kom. Psalm 23. Die Here is my herder. Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Daar eindig ons skriflesing. Soos ek net nou gesê het, letterlik miljoene mense het in die verlede hierdie Psalm gememoriseer, het dit geleer van buite af, sodat hulle dit kon onthou. Miljoene mense. Ten spyte daarvan dat hulle baie ander gedeeltes, of die grootste gedeelte van die res van die Bybel nie geken het nie, het hulle hierdie Psalm geken, gememoriseer. En ek wil julle aanmoedig om dieselfde te doen, veral julle jong mense en julle kinders. Leer Psalm 23 uit jou kop uit, sodat jy gereed sal wees die dag wanneer die Here daardeur met jou wil praat, dan ken jy dit.
Die Here is my herder, sê Dawid. Kan jy dit sê? Die Here is my herder. Hier sê Dawid dit, hy kan dit sê. En hy sê dit. En wanneer hy dit sê, dan praat hy van God. Hy praat van die God van Israel. Hy praat van die God van sy volk. En wanneer hy sy verhouding met hierdie God beskrywe, dan gebruik hy die beeld van 'n herder en sy skape. Toe hy hierdie psalm geskryf het, was hy al reeds koning. Koning Dawid, koning van Israel, skryf Psalm 23. Maar hy kon dit doen, omdat hy as jong seun die skaapwagter van sy pa was. Hy het die skape opgepas, dit was sy werk, sy jong seun. Verder is die herderbeeld, 'n beeld wat ons op baie plekke in die Ou Testament kry. Een voorbeeld is waar God as die herder van Israel beskryf word, is in Jesaja 40 vers 11, wanneer Jesaja profeteer dat die volk Israel gaan uit ballingskap terugkom na hulle land toe, terugkom na Jerusalem toe. En dan sê hy in hoofstuk 40 vers 11, soos 'n herder laat hy sy kudde wei. In sy arms maak hy lammers bymekaar. Teen sy bors dra hy hulle. Die lammeroë lei hy. Die Here is my herder. Ek hoop van harte dat jy kan dit ook sê, sonder enige sweem van twyfel. Die Here is my herder. Ja. Jy kan dit sê wanneer jy op die punt in jou lewe gekom het waar jy besef dat jy 'n herder nodig het. Waar jy besef dat jy is eintlik 'n skaap, deel van 'n kudde, en 'n skaap het 'n herder nodig. Die hart van hierdie psalm praat nie met selfgenoegsame mense nie. Mense wat selftevrede is nie. Dit spreek wel tot 'n mens wat diep ernstig bewus is van sy diepste nood. Byvoorbeeld die armes van gees waarvan Jesus praat in Matteus 5 vers 3. Salig is die armes van gees. En die ander vertaling wat sê, salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. 'n Mens waardeer die herder wanneer jy afhanklik is. Dis hulle wat groot troos vind in die hele gedagte dat God ons herder is. Die Here is my herder. Dis Dawid se verklaring. Dis die eerste punt wat ek wil uitlig vanuit die Psalm. Hier word 'n verklaring gemaak. 'n Verklaring met 'n onmiddellike resultaat, met 'n onmiddellike implikasie. En daai verklaring is, die Here is my herder. En dan op hierdie verklaring volg die onmiddellike resultaat, die onmiddellike implikasie, wanneer hy sê, niks sal my ontbreek nie. Omdat die Here my herder is, kom ek niks kort nie. Ek ly geen gebrek nie. In die Engels sê hulle, I shall not want. God is my shepherd. I shall not want. Ek kom niks kort nie. Dawid het in sy persoonlike verhouding met God, het hy ontdek dat
As God in jou lewe is, dan het jy genoeg. Dan het jy alles. Want dit is hy, die herder, wat jou laat neerlê in groen weivelde, wat jou neem na waters waar daar rus is. God is die herder wat sorg vir sy skape, hy sorg vir al hulle behoeftes. En dit is iets wat ons moet weet en wat ons moet omarm. God sorg vir sy kinders. Dis nie al nie. Daar's 'n verdere implikasie. Hy verkoop my siel. Hy sorg nie net vir die voeding en vir die rus van sy skape nie. Maar Dawid verklaar ook verder dat die herder bring vernuwing in jou gemoed, in jou binneste. Hy bring genesing in jou siel. Die woorde van die 2020 vertaling, hy gee my 'n nuwe lewenskrag, kan 'n mens dalk laat dink dit gaan oor 'n fisiese versorging, dat hy sorg dat ek energie kry en dat my moe spiere herstel, en dit het eintlik niks daarmee te maak nie, want in die Hebreëus is die woord wat daar gebruik word, beteken letterlik, hy bring heling en vernuwing. Hy maak my heel waar ek binnekant stikkend raak. Dis wat hy sê. In die Engels kom dit beter uit, he restored my soul. Hy herstel my. Dit kan ook beteken, hy bring bekering in my lewe. Hy verander my van binne af. Hy gee vir my nuwe lewe. Verdere implikasie op die verklaring, die Here is my herder, hy lei my op die regte paaie. Soos hierdie vertaling sê, in die spore van geregtigheid, terwille van die eer van sy naam. En hier gaan dit nou nie oor die paaie wat ons loop of ry met ons karre nie. Dit gaan oor die pad van geregtigheid, die regte pad, wat daarop dui dat die herder lei vir Dawid op die paaie van sy gebooie. Hy leer hom wat reg is. God se leiding vir Dawid het 'n morele dimensie. God lei ons self tot gehoorsaamheid. Nie sodat ons moet punte kry by hom nie. Nie sodat hy ons op die skouer moet klop nie. Maar dit gaan oor homself. Hy doen dit tot eer van sy naam. Sodat as ons gehoorsaam lewe onder sy leiding, dat ons daardeur sy naam kan eer. Ons eer God wanneer ons gehoorsaam is aan sy woord. 'n tweede ding wat ek wil uitlig vanuit hierdie psalm is die gawe van die herder se teenwoordigheid. En hier kry ons die eerste donker noot in hierdie psalm. Ons het gesien, daar's groen weivelde, daar's waters waar rus is, die spore van geregtigheid, en nou die donkerste kloof, wat beter vertaal word met die dal van doodskaduwee, soos dit in die 53 vertaling gekry word. Die dal van doodskaduwee. Nou, Dawid gebruik hierdie uitdrukking om 'n donker bedreigende ervaring te beskryf. Dis nie die dood self nie, maar dis die skaduwee van die dood, die bedreiging van die dood. As 'n mens nalees oor die geskiedenis van Dawid se lewe, dan kom 'n mens agter sy lewe het in 'n groot mate afgespeel, sy hele lewe, sy hele geskiedenis in die skadu van die dood. Hy moes byvoorbeeld vlug vir sy skoonpa, koning Saul,
Hy praat in baie van sy psalms praat hy van vyande wat hom bedreig het. Byvoorbeeld Psalm 31 vers 9 en vers 16 waar hy sê dat die Here moet hom asseblief red uit die hand van sy vyande. Hy was voortdurend bewus gewees daarvan dat die Here is by hom teenwoordig te midde van die bedreiging van die dood. Die hele tyd. Daarom verklaar hy verder: ek sal geen onhou vrees nie. Ek sal nie bang wees nie, want U is met my. Dit is die een wat met hom is, wat sy vrees verdryf. Hy vertrou die Here wat met sy stok en sy staf hom verdedig. Maar partykeer ook soms reghelp, teregwys, terugbring op die regte koers. So doen hy. Die herder is met ander woorde genoeg, ook in die skadu van die dood. 'n derde punt waarby ek graag wil uitkom met hierdie psalm is die vraag: wie is die herder regtig? Ons het gesê dis die God van Israel. Maar kan ons hom ken? Ons kan hom ken. Ek en jy kan hom ken. Die rede daarvoor is dat die herder van Psalm 23 het naby aan ons gekom. Deurdat hy 'n mens geword het, soos ons. Die herder van Psalm 23 het naby aan ons gekom. Hy maak homself verder bekend, juis in Johannes 10, vanaf vers 14, deurdat hy met sy eie mond kon sê: ek is die goeie herder. Ek is die Griekse ego eimi, waardeur ons agterkom dat hierdie herder is God self. Sy naam is Jesus Christus, die een wat naby gekom het. Ek is die goeie herder. Dan sê hy verder: en ek ken my eie, en my eie ken my. Net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Nou kan jy dalk vra, toe Dawid die psalm geskryf het, het hy geweet dat, toe hy gesê, die Here is my herder, dat hierdie woorde in vervulling sal gaan in die Here Jesus Christus, en dat Jesus met sy eie mond sou kom verklaar: ek is die goeie herder. Het Dawid geweet dit gaan gebeur? Ek glo nie. Ek glo nie Dawid het dit geweet nie. Nogtans het God deur sy gees hom geïnspireer om hierdie psalm te skrywe. Die goeie herder, Jesus, is anders as al die ander herders. In die Ou Testament word die leiers van die volk, die politieke leiers, die godsdienstige leiers en die ander administratiewe leiers wat van die koning se kant af leiers was oor die volk, hulle is dikwels herders genoem. Maar hulle was herders wat baie keer ontrou was aan God, aan die God wat hulle aangestel het as herders. Hulle het met 'n harde hand het hulle geheers oor die mense, in plaas daarvan om hulle te lei. Hulle het geteer op die skape, op die volk, in plaas daarvan om vir hulle te sorg. Het hulle eerder vir hulle self gesorg. En Esegiel 34 waarsku God deur die profeet, waarsku hy hierdie herders. En sê hy: wee die herders in Israel wat so optree. Hy waarsku hulle. En in Jesus se tyd was dit die skrifgeleerdes en die fariseërs. In Johannes 10 lees ons dit juis,
die skrifgeleerdes en die fariseërs wat die volk van die Here onregverdig behandel. En hulle het dit nie gedoen, of ten minste hulle het dit probeer doen, hulle het dit gedoen in die naam van die herder wat hulle dink hulle ken. Maar toe hy by hulle opdaag, toe het hulle hom verwerp in die gestalte van Jesus. En daarom kan die goeie herder kan sê, en dis die groot verskil. En dit moet ons akkommodeer in ons gemoedere vandag. Dis die groot verskil. Waar hy sê, ek ken my eie, en my eie ken my. Ons moet dit verstaan. Hy ken sy eie. Sy eie ken hom. Dis 'n intieme verhouding. En dit word verder verduidelik in Johannes 10 vers 27 waar Jesus sê, my skape luister na my stem. En ek ken hulle. En hulle volg my. Dis die verskil. Dit geld net so in ons verhouding met hom. Ons moet sy stem ken. Die grootste rede waarom ek en jy vandag saam met Dawid kan sê, al moet ek ook deur die dal van doodskaduwee gaan, ek sal nie bang wees nie. Hoekom kan ons dit sê? Wat is die rede waarom ons dit kan weet? Dis omdat die een wat met my is, die herder met my, die een is wat deur die dood gegaan het, dwars deur die dood aan die kruis. Reeds vir ons skuld betaal het, sodat ons ook hom kan volg dwars deur die dal van doodskaduwee, sonder om te vrees. Selfs ook dwars deur die dood, sonder om bang te wees. Want hy is reeds daardeur, toe hy aan die kruis vir ons gesterf het. Het hy die skaduwee van die dood, sowel as die dood self, oorwin. Onthou tog wat die herder sê in Johannes 10 vers 28 en 29. En dit kan jy ook maar uit jou kop uit leer. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nie verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dan sê hy verder, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle die hand van my Vader ruk nie. Die hand van die herder. Ons moet dit nie miskyk nie. Die hand van die herder. Want dit is 'n ander manier om te praat oor die stok en die staf van die herder. Wat vir Dawid en vir ons vertroos. Die herder se stok was 'n soort wapen waarmee hy die skape teen wilde diere beskerm het. 'n Slaanding. Nie vir die skape nie, maar vir die wilde diere. Die staf was 'n soort wandelstaf waarmee die herder gestap het, maar wat hy ook gebruik het om sy arms wyer te maak wanneer hy hulle wou wegkeer van die gevaar af. Terugkeer op die pad wat hy bedoel het hulle moet loop. Dit is die bedoeling van die stok en die staf, en dit is hoekom Dawid sê, u stok en u staf, die vertroos my. Maak my nie bang nie. Ek het nie nodig om daarvoor te vlug of weg te hardloop nie, want dit vertroos my. Die feit dat hy ons beskerm teen die bose en sy aanvalle. En die feit dat hy ons wegkeer van die gevaar af. Dit is nie lekker vir 'n hardkoppige persoon wat sy eie koers wil loop nie.
Maar dit is goed vir iemand wat die koers van die herder soek, sodat hy met die staf gekeer sal word in die rigting waarin hy moet gaan. Ons is in die hand van die herder. Nou kan ons vra, hoe werk dit vir ons vandag? Wat kan ons nou beskou as die stok en die staf van die herder waarmee hy ons vandag lei? Wel, ons het die Here se woord. Hy praat met ons. Hierdie herder lei ons vandag nog en hy doen dit deur sy woord. En in sy woord moet ons sy stem hoor en kan ons sy stem herken. Dis die stem van die herder. Wat sê hy? My skape luister na my stem. Hulle herken my stem. En hopelik, dis die gebed van my hart, hoor jy sy stem op hierdie oomblik, vanuit sy woord. Ek ken hulle volg my, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie. En, broers en susters, kinders, troos dit jou. Vind jy werklik troos daarin? Dis baie meer as net die troos wanneer jy hartseer is, of wanneer jy teleurgestel is, of wanneer jy moes afskeid neem van iemand naby aan jou wat gesterf het. Dis meer as dit. Dit is 'n troos vir jou hele lewe, te midde van al jou probleme. Te midde van die uitdagings wat jy elke dag moet in die oë kyk. Te midde van die onsekerheid in hierdie wêreld, te midde van die skadu's en die bedreiging van die dood. Dis 'n ewige troos. Soos die Heidelbergse Katekismes sê, in lewe en in sterwe. Amen. Kom ons buig die hoof en ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U self aan ons kom openbaar as die goeie herder, ons herder. Dankie dat U altyd naby is, Immanuel, God met ons. Daarom is ons nie bang nie, daarom vrees ons nie. Ons wil U vra, Here, dat U vir ons asseblief deur U Gees voortdurend daaraan sal herinner, dat U is ons herder. Dat elkeen van ons persoonlik dit kan weet, kan onthou, dit altyd in berekening kan bring wanneer ons probeer om reg te lewe en dit nie altyd reg kry nie. Dat ons deur die Heilige Gees die staf van die herder sal aanvaar as dit wat ons wil terugbring na sy hart toe, na sy pad toe. En ons wil ook bid, Here, dat U ons kinders en ons kleinkinders, dat U hulle elkeen sal bring op die punt waar hulle sal aanvaar dat hulle 'n herder het. Wat deur die dood vir hulle gegaan het, vir hulle elkeen die dood oorwin het, en vir hulle elkeen plek gaan gereed maak, sodat hulle ook kan wees waar U is, eendag.
Ons bid verder, Here, dat U vir die dominee en die kerkraad van hierdie gemeente sal seën met wysheid, dat U hulle sal vervul met U Heilige Gees vir die werk wat hulle moet doen, geroepenis van God, wat tot niks in staat is tensy hy ons in staat stel deur die werking van die Heilige Gees nie. En ons bid verder dat U met die gemeente sal wees, ook met Piet Potgietersrus gemeente wat vanmôre hier saam met ons bymekaar is, dat U hierdie twee gemeentes sal seën, hulle herders sal seën, dat U hulle getuienis sal krag gee in hierdie dorp waar hulle bly, en dat U hulle sal gebruik tot eer van U naam. Dankie dat ons al hierdie dinge mag bid en vra in die naam van ons herder koning, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou belydenis doen van ons geloof, en ons gaan dit staande doen. Kom ons staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof. Julle kan dit hardop sê as julle wil, of jy kan saggies dit bely in jou hart. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat gebore is, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan maar sit. Ons dien die Here nou met ons offergawes.
Ons gaan staande afsluit met die lied Die Here is my herder. Ontvang die Here se seën. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.